to start with two stories. The first one is George Mueller. In the 1800s, there was a man by the name of George Mueller. He ran an orphanage in London. He never asked for money. He never stole. He never begged. One morning, his kitchen staff came to him and said, "There's no food." At that stage, there were more or less 100 kids in the shelter, and there was nothing for them to eat. The only thing he knew what to do was to pray. He closed his eyes and he prayed to the Lord, and he asked the Lord. He actually just said to the Lord, "This is the situation that we find ourselves in. What are we going to do?" He said amen, and all the kids came to breakfast table and sat there, and there was nothing. The next moment there was a knock on the door. The door opened and there was the town's baker. He informed George that that morning 4 o'clock the Lord woke him up and said, "Bake this amount of bread and take it to George." He got up, he baked the bread, and he delivered it. A couple of minutes later, there was another knock on the door. It was the milkman whose milk cart wheel just broke in front of the orphanage. And he said the milk is going to spill. They didn't have this grand milk that we have these days. The milk is going to spill. Can they use the milk? They offloaded the cart and brought it into the orphanage, and that morning all the kids ate till their bellies were full with fresh bread and fresh milk. The second story I want to tell you is about just Tannie Corrie ten Boom. Almal ken haar en haar sussie Betsy. In die Tweede Wêreldoorlog sit hulle in Ravensbrück in die konsentrasiekamp. In kaserne 28. Klomp vrouens. En hulle kry 'n bol en komberse wat hulle moet tussen hulle deel, maar wat eintlik 'n bietjie te min is vir almal. Maar na 'n dag of wat, toe begin daar so 'n bewing in daai kaserne, want daar was vlooie in daardie komberse. Nou die van julle wat al in 'n vlooi kombers geslaap het, sal weet jy slaap nie. En Tannie Betsy was daai stadium regtig die voorvatter, en hulle bid en Here, vat asseblief die vlooie weg. En die Here vat nie die vlooie weg nie. Die Here los die vlooie daar. Na 'n paar dae kom hulle agter, kaserne 28 is die enigste een waar die Duitse soldate nie inkom nie, want daar's vlooie. Dit maak 'n deur oop dat hulle vrylik kon Bybel lees, bid, die evangelie verkondig onder die vrouens wat in daai kaserne is. En so het al hoeveel vrouens tot bekering gekom in kaserne 28. En later, Tannie Betsy het siek geword en sy is dood. 'n Ruk later toe hy het nie daar gewerk nie, so toe kom haar 'n klerikale foutjie. En iewers maak iemand 'n fout op 'n papier. Tannie Betsy word vrygelaat en sy dog toe, maar almal in haar spasie gaan nou vrygelaat word. 'n Paar dae daarna is almal na die gaskamers toe gevat. Sy is die enigste een wat daar uit is. Hoekom vertel ek vir julle hierdie twee stories? Ons gaan nou 'n bietjie meer in detail oor hulle praat. Ons praat oor my getuienis, my testimony. One of the most famous scriptures in the Bible when it comes to testimony is in Revelation 12 verse 11, which says,
And they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto death. In Afrikaans, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe nie hulle lewe lief gehad nie. Ons gaan net so 'n stukkie vas staan by die eerste gedeelte. What is the definition of a testimony? Wat is die definisie van 'n getuienis? Nou, daar's mos nou altyd slim ouens, dan kom hulle, dan gee hulle vir julle die Latynse woorde en die Griekse woorde en die Hollandse woorde en dit kom uit die Latyn uit van testimonius. To be a witness. But it means to see something. And it was usually used in a context of a court of law. So there was also always a law unto a witness. So, gaan net gou na die volgende slide toe. Right, ons is nou daar. Partykeer in die kerk gaan ons en ons gebruik groot woorde wat ons nie altyd wat ons bang maak of wat ons onseker maak of wat ek is nie so lekker, want as ek nou vir iemand moet begin praat oor 'n getuienis, vir iemand wat nie weet nie, dis 'n Christen ding. It's a you thing, it's not a me thing. Maar wat is 'n getuienis eintlik? Gisteraand toe vra ek haar van my, ek het 2 13-jarige seuns, tienerseuns. So hulle is baie slim. Hulle weet alles. En een van hulle antwoord, dis 'n storie. En dis wat 'n getuienis is. 'n Getuienis is 'n storie. Wilma gooi toe nou een by en sê, maar dis 'n storie met 'n punt. Sê ek, okay, daai is waar. Dis 'n storie met 'n punt. Ek wil nog 'n vlak bysit. Dis 'n storie met 'n punt waar die Here betrokke raak. Nou, kom ons gaan gou volgende een. 'n Storie bestaan uit 3 dele uit. Die fliek wat jy kyk, die series op Netflix of Disney of selfs boeke. In wese bestaan 'n storie uit 3 dele uit. Weet julle wat daai 3 dele is? Ek sit hier skoppe wat skud, dis ouens wat sê nee, ek weet hier ou se lekker by nie. Right, kom ek sê vir julle. 'n Storie het 'n begin, 'n storie het 'n middel en 'n storie het 'n einde. Right. Waaroor gaan die, as ek sê 'n getuienis is 'n storie, waaroor gaan die begin dan? Waar jy was toe die Here jou gekry het. Daar was 'n situasie, ek het dit gevoel, dit was die omstandighede en so daar begin dit. Jou getuienis se begin, jou storie se begin gaan gewoonlik aanhaak met die ou of die persoon met wie jy praat. As iemand na jou toe kom en hy sê ek het 'n alkoholprobleem of dit kom in 'n gesprek uit, hy het 'n alkoholprobleem en ek het een gehad, dan is daai my begin. Dan is dit my storie se begin. Want ek kan ewe skielik met hom relate. Die Here het hom op my pad gebring, ek kan relate. Daar's ewe skielik 'n gemeenskaplike punt. Dan het die storie 'n middel. Nou die middel is where God enters the story. Your story's middle is where God arrives. God always arrives. Sometimes in an instant,
Sometimes, like in Michiel's situation, in a day or two. Sometimes months and even years. But he does arrive. He always arrives. And then you have the end. Can the beginning and the end be the same? No. The beginning and the end can't be the same. So the way I was, and when God came and changed me, I cannot look the same. Next slide. Let's quickly just do the George Mueller story through looking at this. In the beginning, they had a problem. There was no food. Who of you has ever been hungry in your life? Not a nice feeling to be hungry in your life. So that is a very, very real thing. That was not something they imagined. That was not something they perceived. It was not something they dreamt about. That was a real thing. If there's no food, there's no food. That was the beginning of this story. So then there was an action. George prayed. But here's the interesting part. Two things happened. The Lord made two things happen. One, He sent the bread. When did this whole bread business start? 4 o'clock in the morning. Die Here maak die bakker 4 uur die oggend, voor George nog gebid het, maak die Here vir hom wakker en sê bakkie brood. En die Here gaan en hy gaan breek 'n wiel voor die deur. Op die tyd. In time. Hier sien ons 'n uitstekende voorbeeld van wat dit beteken dat die Here buite tyd is. Tyd tel nie vir die Here nie. Die Here het die bakker aan die gang gesit voor George gevra het, want die Here is nie gekoppel aan tyd nie. Nou ons is baie keer bekommerd oor tyd, maar vir die Here is tyd nie 'n probleem nie. So die middel is, die Here daag op. Hy begin al 4 uur die oggend. En daar's 'n getuienis in iemand wat gehoorsaam was. Daar's 'n ander storie daar. Maar daar's 'n bakker wat gehoorsaam was aan die stem van die Here. Die brood kom. Die melk kom. Die Here daag op. Die einde. 100 kinders eet seker die beste maaltyd wat hulle in 'n lang tyd geëet het. Met vars kos, wat nog warm brood was en vars melk, imagine hoe dit moet wees. Maar nie net het dit met 100 kinders gebeur nie. Dit is in 'n dagboek geskryf en ons praat 230 jaar later nog steeds daarvan. Ons lees daarvan in die boeke. It's a testimony that stood the test of time. En maak nog steeds vandag 'n verskil in mense se lewens. Nou, julle wat hou van hofdramas en hofstories, baie keer dan sal die ouens op die stand vra, of 'n vraag vra vir die beskuldigde of 'n getuienis, dan sal die ander ou opspring en sê, objection your honor, hearsay. En dan sal hulle sê overruled of sustained of, wat bedoel hulle by hearsay? Daar is 'n getuienis en hierdie ou sê objection, hearsay. Wat hy bedoel is, jy het dit nie gesien nie. Jy het dit by iemand anders gehoor. Right, so hier kom dit nou. Arie kom na my toe en hy praat met my 'n storie.
of hy gesels met my. Ek kom agter my hierse ding. Ek het al gehoor, Michiel het vir my gesê, dat Paula het eendag, het die Here iets in Paula se lewe gedoen. Maar ek het dit nie gehoor nie, ek het dit by Michiel gehoor. En ek weet nie of Michiel dit by Paula gehoor het, en of hy dit by Kai gehoor het. Nou is dit heersy. Ewe skielik is daai getuienis, hy dra nie soveel waarde nie. Want in 'n hof, sou hulle dit nie aanvaar het nie. Dit sou nie aanvaar geword het vir die waarheid. So, wanneer maak daai getuienis 'n impak? Wanneer dit myne is. Wanneer dit myne is. So wanneer maak my storie 'n impak? En hoe lyk my storie? Ja, maar Fred, ek het nie 'n storie nie. Ek het nie regtig 'n storie nie. Dan wil ek vir jou sê, kom ons dink gou 'n bietjie mooi. If you sit here today and you are born again Christian, you have a story. You have a beginning where you did not know God. There was a time in space where God appeared and your life has changed. So you have one story. Even if you have just one story, you have a story. Now, yeah, but my story won't make an impact because I don't have this amazing story. Because we've all heard them. Guys giving testimonies about how bad their lives was. Guys sitting in cars with guns on their laps, and God arrived and they got saved, got into ministry, changed the world. People that had adverse circumstances and God arrived, turned it around, and they made a success of their lives. I don't have that story, so people won't listen to my story. As jy na mense se getuienisse luister, is daar gewoonlik twee kategorieë waarin hulle val. Is hierdie ou wat verskriklik erg was. Jong, op 'n stadium moet iemand het eendag vir 'n ou gesê, kykie, getuig jy of brag jy? Want sy voorlewe was, dit was erg. En dan kry jy ouens wat sê, maar ek het in 'n Christenhuis groot geword. My pa was nie weird nie, my ma was nie weird nie, hulle is nou nog getroud, hulle is 60 jaar getroud, ek het niks, ek het nie 'n storie nie. Waar het die Here in jou lewe ingekom en 'n verskil gemaak? Maar ek kan nie my storie vertel nie. Ek kan nie my storie vertel. And then every day we see people posting pictures on Instagram, Facebook, on your statuses. You're telling a story. The t-shirt that you wear tells a story. We talk to people every day and we tell our story. Maybe we don't want to tell that story. Miskien is daai storie wat ek nie wil vertel nie. Ons gaan nou na 'n liedjie luister. En ek wil hê julle moet julle oë toemaak en dink aan jou storie. En baie van julle het dalk baie stories. Maar gaan dink aan waar die Here ingekom het, waar die Here opgedaag het en iets verander het. Dit kan groot wees, dit kan klein wees, dit kan 'n parkeerarea wees wat jy gekry het,
Dit kan iemand wat genees was van terminale kanker wees. Gaan dink daar in terme van begin, middel en einde. En dan as die liedjie klaar is, dan gaan ons aan. Right. Now I want you get up, find somebody that you know, preferably, or not, suit yourself, and tell each other your story, beginning, middle, and end, and keep it short. You don't have to do War and Peace at the moment, but just share that, and then when you're done, please take your seats. Thank you. Kom ek sê gou vir julle. Dit was vir my ongemaklik om dit van julle te vra. Want julle moes julle gesigte gesien het toe ek dit gedoen het. Dis nie die ene wat jy dink, I'm on the right track here. Partykeer wil ons nie dan ons storie vertel nie. Want ons dink, wat gaan die mense sê? Wat gaan hy van my dink? Want ons lewe in 'n tyd, dit is nog altyd so, dit is net vandag net baie meer in your face. Die beeld wat ek wil hê mense moet van my dink is hyper belangrik. En die oomblik as ek oor die Here se storie in my lewe begin praat, dan wat gaan die mense van my dink? En dis hoekom ons dit nie deel nie. En ek gaan AD se, kan ek jou dis wat ouens soos ek doen, ons gebruik ingenieurs se idees. Die oomblik as ek my disconnect van die Here af, ek harder knip, dan is dit vir my moeilik om oor die Here se storie te praat. Dan is dit moeilik om wat die Here in my lewe te doen vir mense te vertel, want ek is die ou. En ek kan nou vandag vir hierso voor julle staan en sê, dit is nie so nie, maar ek in my eie lewe is dit so. So as dit vir jou voel, weet, hierdie ou sê, hy het hierdie probleem, of 'n ou praat oor 'n ding, en ek kan nie, ek weet daar's 'n raakvlak, ek kan met hierdie ou praat, maar ek wil nie met hom praat nie. Dan moet ek dalk 'n tree gaan terugvat en sê, hoe lyk ek en die Here op hierdie stadium? Want AD, die beeld wat jy gebruik het oor daai ding wat toe is so powerful. En as jy dit weer kyk, dan is dit af. En ons moet, dis iets waarna ons moet kyk. So, as jy nie jou storie vertel nie, vra jouself hoekom. Want dis belangrik. Dis belangrik. Dis so belangrik dat dit in die eindtyd oor geskryf word, want dit is hoe die vyand, want daai hom wat hulle van praat, that guy that they were talking, that person, that being that they were talking about, is the devil, is the enemy. He will be overcome by the power of our testimony, and the blood of the Lamb. Those two things. And then the last sentence that read,
and that they did not love their lives up until the end, comes into play when I think of myself more than I think of the message of Christ. What will the people think of me is when I start loving my life more. Ek was nog altyd iemand wat baie maklik skaam gekry het. Band, julle kan maar nader staan. Ek was altyd nog iemand wat baie maklik skaam gekry het. Ek kon nie eens in flieks, as daar 'n ongemaklike, ek kon nie eens kyk nie, ek het so gesit. So vir my, om met iemand oor die Here te praat, is hektiek. En ek moes vir myself afvra, hoekom? Want hy het soveel goed in my lewe al gedoen. Julle het nou met mekaar julle stories gedeel. Wat was die impak daarvan? Die doel was eintlik tweeledig. Dat ons so klein bietjie uit ons comfort zone uitkom, dat ons 'n bietjie dink oor ons stories. Daai ongemak bietjie afskud. Maar wat is die tweede een? En dis vir my die belangrikste een. Die hoeveelhede kere wat die Here in iemand se lewe 'n impak gemaak het in daai paar minute verdubbel. Want jy weet nou iets wat die Here in iemand anders se lewens gedoen het wat jy nie nou geweet het nie. So ewe skielik het die Here se impak in jou wêreldbeskouing net soveel groter geraak. Jy het dalk iets gehoor wat jy moes gehoor het. Jy het dalk gehoor hoe die Here iets gedoen het wat regtig jy nie eens gedink het hy kan doen nie. En daarin lê die krag van jou getuienis.